Here, elkeen van ons het vanaand gekies om hier te wees. En nou dat ons hier is daar so baie dinge wat voel asof dit vir ons moeilik maak om hier te wees. Die dinge van die dag. Goed waaroor ons bekommerd is. Dinge wat ons weet môre wag. Ons selfone wat ping ping in ons sakke. Die wete dat daar baie ander dinge is wat eintlik nou ons aandag vra. Maar ons bid dat U ons help om nou hier teenwoordig te wees. Om oop te wees vir U, sodat U ons kan ontmoet op watter manier U ook al wil. Amen. Ons het gisterand van mekaar gesê dat ons in hierdie week gaan probeer om 'n bietjie nuut te dink oor God se Gees. Om alles wat ons weet oor die Gees van God uit te pak, om vir mekaar te sê, wat is dit wat ons weet? Wat is dit wat ons dink ons weet? En is daar dalk ander maniere van dink oor die Gees, wat ons kan help om 'n ruimer verstaan van God se Gees te hê? Ek dink een van die dinge waaroor jy dalk al gedink het of nie, is dat die Gees van God 'n gentleman is. God se Gees gaan ons nooit oor die kop slaan, of ons aan die enkel iewers heen sleep nie. Hy forceer ons nooit nie. In 1 Konings 19 lees ons hierdie vreeslike mooi verhaal van Elia, wat na 'n baie spesifieke gebeurtenis hier by hierdie berg opeindig, die berg van God, en dan gaan kruip hy daar weg, en al hierdie ervarings wat hy het van hierdie groot natuurverskynsels. En dan staan daar in 1 Konings 19 vers 12 tot 13, na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, "Wat maak jy hier, Elia?" Hierdie is een van die plekke in die Bybel waar ons so duidelik God se teenwoordigheid sien. In 'n sagte bries of in die fluistering van die windstilte. Ek dink baie keer is ons, wanneer dit gaan oor God se Gees, op soek na die buitengewone goed. In hierdie verhaal sien ons ook hoe Elia eintlik aanvanklik bietjie soek na iets buitengewoon. En dan sien ons hoe hierdie natuurverskynsels so by hom verbykom. Alles wat raas en blaas en 'n mens kan bang maak, en in dit is God nie. Dit gebeur natuurlik soms, dat God wel in hierdie grootse dinge teenwoordig is, soos daardie dag in Jerusalem ook. Maar meestal, in ons lewens, werk die Gees van God baie sag, amper soos lou warm heuning, wat so in al die krake van ons lewe invloei. In die Ou Testament sien ons dat die Gees baie prominent op spesifieke maniere of op spesifieke plekke werk. Die eerste plek het ons gisterand nou nogal na gekyk, die ontstaan van lewe, oral daar waar lewe ontstaan, daar is die Ruach, die Gees van God teenwoordig. Die tweede manier is natuurlik die teenwoordigheid van God se Gees in die natuur, in die vingerafdruk van God, soos wat ons gisterand ook gesê het, en dat wanneer 'n mens God eintlik so begin raak sien, die patrone van God begin raak sien in die natuur, dan kan mens nie anders as om dit oral te sien nie. En dan sien ons in die Ou Testament dat die Gees baie pertinent op spesifieke individue rus. En ek dink hier aan spesifieke persone soos Jefta, Samson, Saul, en dan op 'n stadium verlaat God se Gees hom. Dawid. Daar word op 'n plek in die verhale van Josef gesuggereer dat Josef die Gees van God sou gehad het. En dan 'n interessante karakter, wat ek vermoed die meeste van ons nog nooit raak gelees het nie, maar in Eksodus 35 word daar gepraat van Besaleel, 'n kunstenaar wat die Gees van God gehad het. En die Gees van God het op hom neergedaal, sodat hy met vaardigheid, insig en verstand sy hande kon gebruik. Op baie spesifieke individue kom rus
die Gees van God in die Ou Testament. In die Nuwe Testament is dit 'n heel ander storie. En ons gaan nou nie vanaand so in diepte daarna kyk nie. Ons kom wel eersdaags daarby uit. Maar in die Nuwe Testament het die Gees 'n baie meer gefokusde taak aan die een kant, maar aan die ander kant is die Gees van God nie meer net die gawe aan spesifieke individue nie. Want wat tydens die uitstorting van die Gees gebeur, en ons kom donderdag aan daarby, is dat die Gees letterlik so oor al die gelowiges uitgegooi word. Uitgesplash word. Sonder om te vra wie daai mens is, wat daai mens doen. God gee sy Gees. Na die uitstorting van die Gees is dit baie interessant as 'n mens deur die Nuwe Testament lees om te sien dat die Heilige Gees amper altyd anoniem werk, onsigbaar, agter die skerms. Mens sien nooit dat daar enige idee is dat die Gees van God ergens 'n vlag wil plant of op een of ander manier wil aankondig dat die Gees nou hier gewerk het nie. Richard Rohr beskryf die sagte teenwoordigheid van die Gees van God in ons lewe so, deurdat hy sê die Heilige Gees is die een wat heeltyd alles bymekaar hou. Hoe meer chaos daar in ons lewens is, hoe meer chaos daar in die wêreld is, hoe meer werk God se Gees. En dan sê hy, the Holy Spirit is the ultimate friend who fills the gaps. Hy probeer ons heeltyd nader trek aan God op hierdie verbuisterende, geduldige manier. En dan sê hy dit so doodgewoon aards. Hy sê, dis asof die Gees sê, I'm not gonna let this whole thing die. I have to keep it moving forward. Die totale verbintenis van God se Gees tot dit wat met ons as mense gebeur. Ek gaan hulle nie los nie. Ek moet hulle help. Ek moet by hulle bly. En dan hierdie gedagte dat God se Gees eindeloos geduldig is. Nederig. Nie soek na applous of na erkenning nie. Ek dink een van die moeilike goed wat dit vir baie van ons in ons tradisie moeilik maak om God se Gees te ervaar en wat maak dat baie van ons ook dikwels op ander plekke gaan soek na ervarings van die Gees is baie spesifieke persepsies wat daar in die wêreld is oor hoe God se Gees dan nou ervaar sou moes word. Ek wil vanaand vir elkeen van julle wat hier sit en ek hoop julle hoor my mooi. Ek wil vanaand vir jou sê, jy het nie nodig om te wonder of jy die Heilige Gees het nie. Die feit dat jy hier sit op 'n Dinsdag aand, die feit dat jy hier is met die behoefte om te hoor wat ek hier sê, beteken dat dit God se Gees is wat in jou werk, wat jou hierheen laat kom. Jy het reeds God se Gees. Dis nie nodig dat daar een of ander buitengewone ding met jou moet gebeur sodat jy God se Gees kan ontvang nie. En ek dink dis 'n baie groot persepsie wat daar buite is. Skewe idees wat dikwels maak dat kinders van God wat toegewyde lewens leef, dink dat hulle nie die Gees van God het nie, omdat hulle dan nie die Gees van God op een of ander manier sou ontvang nie. Ek dink een van die slegste en hartseerste goed is dat daar baie gelowige mense is wat met 'n diep smagting in hulle verhouding met God leef, sonder om te besef dat hulle reeds God se Gees het. En die enigste ding wat moet bykom is ons eie bewussyn, ons eie bewustelikheid dat die Gees van God hier by ons is. Baie van ons word verlam en aan bande gelê in ons verhouding met die Here, omdat ons met persepsies en met skewe idees oor die Gees van God leef, wat ons regtig nie nodig het om te hê nie.
Ek dink die verskil is wel dat van hierdie persepsies wat bestaan is dat die Gees van God altyd een of ander buitengewone ervaring moet wees. En soos ek nou gesê het, daar is soms sulke buitengewone ervarings. Maar die meeste van ons, soos ons hier sit, gaan nie sommer hierdie buitengewone ervarings beleef nie. En dis ook nie nodig dat ons dit ervaar nie. Baie van ons word van ons eie ervaring van God se Gees ontneem, omdat ons oortuig is dat ons iemand anders se ervaring van God se Gees moet hê. En daarom is een van die groot vrae wat ek dink ons in hierdie tyd op 'n nuwe manier vir onsself moet vra is: hoe beleef ek God se Gees? Beleef jy die Gees van God as jy kyk na die sterre teen 'n donker hemel? Of beleef jy God se Gees wanneer jy daar oor die duine ry en vir die eerste keer na 'n jaar die see sien? Beleef jy God se Gees wanneer jy 'n spesifieke stuk musiek hoor? Of wanneer jy 'n gedig lees wat jou siel raak? Beleef jy God se Gees wanneer jy iets moois gemaak het en iets beleef het van God se skeppergees wat deur jou gestalte gegee het aan iets mooi? Beleef jy God se Gees wanneer jy die kos klaar gemaak het, die tafel gedek is en die mense vir wie jy lief is kom aansit en almal lag en gesels met 'n glas wyn in die hand? Ek weet, dit klink so aard. Maar as ons kyk na Jesus se voorbeeld, dan is hierdie aardse goed sit dit ons nogal in goeie geselskap. Want dit is ook hoe Jesus die Gees beleef het, deur gewone aardse ervarings. En vanaand is dit belangrik dat ons ook vir mekaar sou vra, wat kan ons van God se Gees verwag? Natuurlik is die Bybel een van die beste bronne waar ons iets van die Gees kan leer. So die eerste ding wat ons van die Gees kan leer, vind ons in Johannes 16. Daar lees ons dat Jesus vir sy disippels sê, die Gees wil ons leer en herinner wat hy self vir ons kom leer het. In Johannes 16 staan daar dat Jesus vir die disippels sê, die Gees sal julle leer en herinner wat ek vir julle gesê het. En dan sê Jesus vir hulle, daar's eintlik nog verskriklik baie goed wat ek vir julle wil leer. Onthou dat in Johannes 16 is dit kort voor die gebeure van die kruisiging. So Jesus sê, eintlik is daar nog baie goed wat ek vir julle wil sê, maar genoeg. Want na my kom die Gees van God en hy sal vir julle al die ander goed leer wat julle nodig het om te leer. Nou ek weet, dit is partykeer vir ons 'n vreemde gedagte om te dink dat daar dinge is van God wat ons van hom kan leer wat ons nog nie weet nie. Maar elke jaar, soos dat ons groei in ons verhouding met die Here, en jy sal dit waarskynlik self ook kan sê, is daar 'n dieper verstaan. Daar's 'n dieper weet wat jy weet van God self afkom. Jesus sê verder in die Johannes 16 hierdie pragtige woorde wat hy sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Nou ek moet sê, hier's 'n bietjie van 'n gevaar hierin. Want ek sien nou al hoe party mense sê, nou kan ek sommer enige dingie uit die lug uitgryp en dit is nou wat God vir my gesê het. En daar is definitief so 'n tendens dat mense baie maklik sal sê, die Here het vir my gesê, die Here het vir my gesê. En dis nie noodwendig verkeerd as sulks nie. Maar dit wat God vir ons sê, sal altyd in lyn wees met dit wat Jesus Christus reeds vir ons geleer het. Jesus sê dit self in Johannes 16, as hy sê, die Gees getuig saam met my Gees. Die Gees sê vir ons dit wat Jesus Christus vir ons kom leer. En daarom
is dit wonderlik om te weet dat die Gees van God presies dieselfde agenda, presies dieselfde bewussyn as Christus het. En daarom kan ek maar net kyk wat Christus kom leer het, as ek wil weet wat dit is wat die Gees vir ons wil leer. Die tweede ding wat ons in die Bybel leer is dat die Gees van God die proses van innerlike transformasie binne in ons lewe wil begelei. So dis nie ek wat in beheer is van daai projek van myself nie. Dis nie ek wat van myself 'n bietjie van 'n beter mens probeer maak so elke nou en dan nie. Dit is God se Gees wat my binne in myself omvorm tot die mens wat hy graag wil hê ek moet wees. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê dit. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Nie ek self nie, God se Gees wat binne in my werk. Hy omvorm my die heeltyd om al meer God se mens te word. Die derde ding waarmee God se Gees in ons lewe besig is. En dit gebeur, ek hoop julle sien dit, nie op gewelddadige maniere nie. Op die sagste moontlike manier. Dit gebeur oor dekades. Want die Gees van God het baie geduld. Die derde ding is, die Gees bring ons in lyn met God se bewussyn. Meer en meer wil God se Gees ons help om al meer te dink soos God, te verstaan soos God, te kyk soos God, te praat soos God, te doen soos God. En die dag as ons nie weet hoe om dit reg te kry nie, dan kan ons maar doeteenvoudig wend tot die Gees. In Romeine 8 vers 26 en 27 staan daar hierdie baie mooi woorde. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir gelowiges. As iemand vir my vra waaroor gaan kontemplatiewe gebed, dan lees ek vir hulle hierdie 2 verse. Om in stilte in God se teenwoordigheid tot rus te kom en te sê, Here, ek gee myself oor aan u Gees. Doen u in my wat u alleen kan doen. Die volgende ding waarvoor ons God se Gees leer ken, is dat die Gees ons al meer God se mooi mense maak. Nou, wat ek hiermee bedoel is dat hierdie selfde sagte manier waarmee God se Gees binne in ons werk, wil hy my gebruik om so 'n soort mens te word, wat 'n sagte, liefdevolle, deernisvolle teenwoordigheid in ander mense se lewens kan wees. En hier kyk ons baie spesifiek na, as ons sê die Gees van God maak ons God se mooi mense. Kyk ons baie spesifiek na die vrug van die Gees, daai pragtige woorde in Galasiërs 5 vers 22 tot 25 wat sê die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou, ek gaan nie die res van die vers lees nie, want ek dink 'n probleem met hierdie vers is, ons gaan sit mos nou, maak ons so 'n checklysie met sulke blokkies, en dan gee ek vir myself punte, van watter van hierdie vrug van die Gees het ek nou minder en meer, so ek dink ek het darm op 'n goeie dag, so 'n bietjie selfbeheersing, so daar gee ek vir myself 'n 5, en ek is darm 'n redelike vriendelike mens, so ek gee vir myself daar 'n 6, en ek dink dit is hoe baie van ons dink oor die vrug van die Gees. Hierdie lys sou 'n klomp ander goed kon insluit. Dit sou dinge kon insluit soos respek, medelee, 'n ruim hart, pligsgetrouheid, verantwoordelikheid. Dit sou nog 'n klomp ander goed kon insluit. So
Hierdie elemente wat hier genoem word in Galasiërs 5, is nie losstaande goed nie. Dis nie vrugte van die Gees nie. Ek weet nie wie van julle het so groot geword nie, maar ek het 'n baie spesifieke sonnaarskoolles wat ek onthou toe ek klein was, met 'n boom met so 'n groot klomp papiervrugte wat daar lê en elke vrug het 'n naampie op, liefde, vreugde, vrede, en dan plak jy nou die vrugte so teen die boom. En ek dink daai les het gemaak dat die meeste van ons dink dit is 'n mandjie vol vrugte. Hierdie vrug van die Gees is nie losstaande elemente nie. Dit is 'n hele bewussyn. Dit is 'n hele manier van mens wees. Dis 'n versamelnaam vir 'n sekere manier van wees, waarby mens ook nog ander elemente sou kon insluit. En hoe langer, hoe meer ek God toelaat om met my besig te wees, hoe meer word ek omvorm om hierdie mooi mens te wees, waarvan Galasiërs 5 praat. So die Gees se werk is om van my 'n sagte, mooi mens te maak, sonder dorings en skerp hoeke, wat almal rondom my op allerlei maniere probeer bykom. So prakties beteken dit, wanneer ek al meer geslote raak, al meer veroordelend raak, al meer moralisties is, al meer wetties is, al meer hooghartig en disrespekvol teenoor ander mense en arrogant word, en hier kan jy jou lysie langer maak, is ek nie in lyn met die beweging van God se Gees nie. En ek hoop jy kan raak sien in jouself dat jy vandag van hierdie goed was. Ek was. So elke dag is ons op spesifieke tye nie in lyn met die beweging van God se Gees nie, maar wanneer ek meer respekvol is, wanneer ek vol vrede en deernis en vir 'n oomblik sonder wraak en oordeel, wanneer ek vrysprekend is, 'n klein bietjie meer nederig, meer sagmoedig, meer goedhartig, wanneer ek vol begrip en fyn aanvoeling is. En hier kan ek nog baie ander dinge byskryf. Wanneer ek dit in myself raak sien, is ek wel in lyn met die beweging van die Gees. Wanneer hierdie eienskappe in my aan die werk is ek in lyn met God se Gees. Is die Gees van God aan die werk in my. So die Gees van God laat word ons nie meer geslote nie, maar help ons juis om oper te wees. En hier moet ons besef dat ons baie maklik met ons koppe en met ons monde kan sê dat ons in Jesus Christus glo, maar met ons harte en ons siele kan ons aktief besig wees om weerstand te bied teen dit waarmee God in ons lewe wil besig wees. Dis wanneer ons begin dink dat ons superieur is tot ander, of as ons begin om tussen mekaar sisteme te skep wat nie diversiteit omarm nie, wanneer ons vyandig staan daarteenoor, dat ons begin om buite die radar van God se Gees te beweeg. 'n Vyfde ding wat God se Gees doen, is dat hy al meer ons diepste identiteit verander. En hieroor wil ek nie te veel sê nie, ek wil net vir ons 3 verse lees, al 3 uit Romeine 8. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Stelselmatig wil God se Gees dit ons identiteit maak. Vers 9. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. En hoe weet jy dat jy die Gees van Christus het? Jy sit vanaand hier.
Dis jou diepste begeerte. Die Gees van God is besig om nou in jou te werk. En dan vers 15, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. So die Gees van God verander ons diepste identiteit, die diepste manier hoe ons dink oor onsself, sodat ons al meer kan verstaan dat ons kinders van die wind, kinders van die Gees kan wees. Die 6ste ding is dat die Gees alles heilig maak. Wanneer ek begin agterkom hoe wyd verspreid die sagte bries van God se Gees deur my lewe waai, wanneer ek begin sien dat daar nie 'n enkele aspek van bestaan is waar God se Gees nie teenwoordig is nie, dan begin die hele wêreld en alles rondom my heilig word. Want skielik is daar nie meer hierdie onderskeid tussen dit wat heilig is en dit wat ons dink sekulêr is nie. Skielik sien ons dat alles in die teenwoordigheid van God geleef word. Dat God as ware in alles is. Hieroor kan ons natuurlik lank praat, want 'n mens sou kon sê, ja, ek kan dink aan 'n paar goed waar God nie in is nie. God is dalk nie in dit nie, maar God is by dit. Hy ontmoet ons in dit. Daar is nêrens, en ek sê dit sterk, nêrens waar God nie is nie. En dan die laaste ding is dat die Sondag het ek meer in diepte hieroor gepraat. God se Gees wil graag soos hierdie sagte bries deur my lewe werk, om my te omvorm, om al meer God se mens te word en om al meer die bewussyn van Christus te leef. Maar jy kan lelik teen dit weerstand bied. Alles wat ek vanaand sê is baie mooi. Dis pragtig. Maar as ek daardie werk van God se Gees weerstaan, my hakke inslaan, dan kan die Gees van God in my lewe waai en waai. As ek my verset teen dit, dan gaan dit sukkel. So die vraag is, hoekom doen ons dit? Hoekom bied ons weerstand teen dit waarmee God ten diepste hier in ons wil besig wees? Dis eintlik 'n relatief eenvoudige antwoord en dit is dat ons egos weerstand bied. Want die oomblik as my ego toegee aan God, dan is ek nie meer die koningin van my eie kasteel nie. Dan kan ek nie meer koninkraai op my eie mishoop nie. So daarom sal my ego alles in sy of haar vermoë doen om weerstand te bied teen dit waarmee God in my lewe wil besig wees. Maar, en ek dink nie ons besef dit altyd nie, ons saboteer ons eie groei deur weerstand te bied teen dit waarmee die Here in ons lewe wil besig wees. In elkeen van ons se lewe is daar baie pertinente goed wat ons deur die loop van ons lewe moet leer. En vir elkeen van ons is dit anders. As ek vanaand vir jou moet sê, ek is nou amper 50. Wat is die lesse wat ek nou tot op hierdie punt al in my lewe moes leer? En watter het ek nie geleer nie? Dan is daar sekere van daai lesse wat ek as mens moet leer wat oor en oor en oor kom, totdat ek dit uiteindelik leer. En hierdie is nie een of ander teologiese stelling nie, dis doodgewoon die reëls van die lewe. Daar's 'n rede hoekom party van ons elke nou en dan in dieselfde modder vasval. Want ons leer nie wat ons veronderstel is om te leer nie. As jy sou terugkyk na jou lewe, dan sal jy sien dat daar elke keer dieselfde tipe goed is wat weer en weer gebeur. Elke keer as daai goed weer gebeur, is dit 'n uitnodiging tot groei. Maar ons sien dit nie raak nie, want ons bied weerstand daarteen. Hoe meer ek weerstand bied,
hoe minder leer ek wat ek moet. Hoe meer ek weerstand bied, hoe meer geslote is ek vir God se Gees om in my lewe te werk. En die ironie is, tot my eie skade en tot my eie verdriet. Om weerstand te bied kan verskriklik baie gesigte hê. Ek kan alles intellektualiseer. Dis hoe party van ons weerstand bied. So ons sê, nee, ek sal dit net glo as ek dit verstaan. Ek kan vashou aan sekere persepsies en idees wat my gevange hou, sekere ideologieë wat ek my lewe lank glo, wat eintlik al uitgedien is, wat ek eintlik al moes laat gaan het. Ek kan weerstand bied deur te weier om te erken dat ek verkeerd is. En dat ek 'n reuse aandeel het in 'n sekere verhouding of in 'n sekere situasie. Ek kan weier om dit te sien. Ek kan weier om my eie houvas op sekere maniere van dink en wees te laat gaan. Ek kan letterlik vasval in 'n groef omdat ek weier om my manier van dink te verander. Ek kan weerstand bied deur te weier om te verander, anders op te tree, anders te kies, anders te dink, anders te praat en anders te doen. Ek kan ook aanhou om sekere leuns oor myself te glo, wat ek eintlik al lankal moes laat gaan het, en op daai manier weerstand bied. En ek kan kies om eerder na ander mense te luister as na die stem van my siel. Ek kan weerstand bied teen die Gees van God in my lewe, deur nie na my eie siel te luister nie. En nou wonder ek sommer, wat doen jy om weerstand te bied teen God se Gees en sy prosesse van lewe? Ek wonder of jy nou bewus is daarvan. En as jy nie is nie, wil ek jou nooi om iewers 'n bietjie te gaan sit en te vra, wat doen ek om weerstand te bied teen die werk van God se Gees in my? Ek weet wat ek graag doen. En elke keer as ek dit raak sien, dan besef ek, hierdie is 'n aanduiding dat my ego besig is om alles in haar vermoë te doen, om te verhoed dat God my beet kry en my verander. Want as God my verander om al meer soos Christus te word, dan kan ek nie meer koninkraai op my eie mishoopie nie. Vanaand het ons gesien dat God se Gees op die sagste denkbare manier in ons lewe aan die werk wil wees. Soos 'n sagte bries. Onsigbaar, maar deurdringend tot in die nevels van my diepste bewussyn en verstaan, en dat hy my al meer wil omvorm om God se soort mens te wees. Ek bid dat as ons vanaand hier uitstap, elkeen van ons diep bewus sal wees van hoe dinamies God se Gees in elkeen van ons werk. Jare gelede het ek besluit om in hierdie een spesifieke bedding in my tuin rose te plant. Ek het 'n paar roosbome gekoop en die rose geplant, maar die goed het nie lekker gelewe nie. Hulle het blare gehad, maar hulle wou nooit blomme maak nie. En ek kon nie verstaan wat op aarde is fout nie. Kry hulle nie genoeg son nie? Daar is tog genoeg son. Kry hulle nie genoeg water nie? Ek self gee vir hulle water. En toe op 'n dag besluit ek dink daar's foute in hierdie bedding. En ek haal die roosbome uit. En ek begin grawe met 'n graaf in die bedding. Wat vind ek in daai bedding? So end onder die oppervlak is dit bourommel. Partykeer is dit wat ons met ons eie lewens doen. Ons beddings is so vol klippe en bourommel wat weerstand bied teen dit wat God se Gees in ons lewe wil doen. Mag ek en jy die moed hê om die bourommel daar uit te haal,
sodat ons 'n bedding vol sagte grond kan wees, wat maklik meegee en ontvanklik is vir die sagte bries van God se Gees. Kom ons word nou stil vir 'n minuut of 2 en ek wil jou vra om baie spesifiek te dink aan maniere waarop jy weerstand bied teen die Gees van God in jou lewe en dan ook om te dink aan maniere waarop jy die sagte bries van God se Gees in jou lewe beleef wat uniek is aan jou. Here, as ons vanaand besef hoe graag U deur U Gees in ons wil werk en wat 'n ongelooflike, verrykende ding U binne in ons wil doen, dan staan ons verstom oor die dwaasheid van ons eie weerstand. Dan sien ons hoe ons self in die pad staan daarvan, dat ons meer van U Gees in ons lewe kan beleef, kan sien en ervaar. Ons bid, Gees van God, dat U met die sagte wind van U teenwoordigheid op 'n diep manier in ons sal waai, sodat ons hierdie regtig kan verstaan. Amen.